hom terug. One time. Okay. Lekker. Okay. Okay, wil jy proe? Wil jy proe? Hy wil nie proe nie. Wil jy proe? Sy het hom net geryk. Ek pas uit die bak. Jy wil ook hom nie, jy wil ook nie. O nee, hy hou baie van dit. Tannie Petronella, wil jy proe? Rarig? Dit ruik net regtig lekker. Maar dit smaak regtig nie lekker nie. En almal drink die ding en dit kos so baie geld, maar ek dink hulle almal maak of hulle daarvan hou want daar's 'n umbrellakie in en 'n blommetjie en 'n mooi en almal gaan, coconut water is lekker, maar hulle bestel altyd net een. Niemand bestel 2 nie. Want dis regtig nie lekker nie. Maar as jy op 'n eiland is, dan is daar coconuts oral, want coconut kan kokosneut in Afrikaans, maar niemand sê dit in Afrikaans nie. Dit kan vir so baie goed gebruik word. Aan die binnekant, kyk aan die binnekant is daar so wit, daar so 'n vleisie gedeelte. As jy hom oopkap, woep, né? Dan is daar water in die binnekant. Dis wat julle nou gedrink het, die water is in die binnekant. Dan sien julle daar so 'n wit laagie. Nou dit is wat ons eet as ons wat 'n coconut lekker is daar nou. Eystervarkies. Weet julle wat tannie Estel maak die lekkerste eystervarkies? Eystervarkies met klapper. Klapper is coconut. Alles wat klapper in het, né? Daai wit, hulle maak dit droog. En dan partykeer dan maak hulle sulke skyfies van dit, dan kan jy dit op 'n koek kry of op 'n croissant of al sulke goede, né? En dan aan die buitekant het hy sulke hare. Daai hare gebruik hulle as loofas om jou vel sag te maak of wat ook al. En julle geweet 'n coconut, né? Nou val hy daar, goeie boom, boem, val hy af, né? Dan is dit op 'n eiland, as daar water, dan vat die water hy kan dryf vir kilometers en dan kom hy by 'n ander eiland en dan ontkiem hy homself en dan maak hy 'n nuwe boom en dan maak hy nuwe coconuts. So 'n coconut kan vir so baie goed gebruik word en hulle maak olie. Ek gaan julle laat kyk hierso. Hulle 'n bietjie olie hê. Bietjie aan jou hand hou. Jou handjie. Ryk dit. Ryk hoe lekker ryk dit. Smeer hom aan jou hand. Kom. Dis baie. Hoe lekker ryk dit? Dit ryk die hele eiland ryk so. Dit is so lekker die hele tyd. Dit ruik lekker, né? Dit ruik nie lekker vir my nie. Ruik dit nie lekker vir jou, maar jy het gou van die water so. Die enigste ding van coconut wat ek van hou is die olie, want dit is so lekker vir jou vel. En dan natuurlik kry mens coconut sweets. Julle wil seker nie van dit hê nie. Wil julle dit hê? Mamas en papas kan hulle maar gou net die sweeties draai. Dis baie snaaks. Okay. Proe of dit lekker is. Proe of dit lekker is. Die water was nie lekker nie, maar wil julle nie probeer nie. Dit is bitter. Kyk of dit bitter is. Bitter. Is nie, man. Dis verskriklik lekker. Dis baie lekker. Ryk weer. Dis lekker. Laat dit nie 'n lekker geur agter nie. Sy coconut loop in die strate dan ryk almal dit. Ryk dit lekker. Coconut. Nou dit wat ek julle wil leer van 'n coconut is. Dis een groot ding. Hy's so groot, né? Die buitekant word gebruik vir 'n loofah. Die wit word gebruik om coconut met die water in die binnekant. Jy op 'n eiland land en daar's nie water nie. Waarvan gaan jy lewe? Kan jy seewater drink? Nee, maar jy kan coconut water drink. So die hele coconut word gebruik. Nou ek wil nou vir julle sê, né? Julle elkeen kan 'n coconut wees. Elkeen van julle kan 'n coconut wees. Want elkeen van julle kan bruikbaar wees vir die Here. Elkeen van julle het iets spesiaal, of dit nou die water is, of dit nou die coconut in die binnekant is, of dit nou is dat jy kan dryf van een plek na die ander en Jesus se boodskap oral kan vertel, vir mense vertel en jy kan vir jou plant iewerster. Elkeen van julle moet 'n coconut wees. Julle moet bruikbaar wees vir Christus. Elkeen van julle het iets spesiaal in die binnekant van julle wat vir iemand iets kan beteken. Ek kan so maak. Wil jy coconut wees? Wil jy 'n coconut wees? Wil jy 'n coconut? Ek wil 'n coconut wees. Ek hoop almal van julle wil 'n coconut wees. Okay, julle kom maar gaan sit. Wie se wil coconut
Hallo julle. So vir die ouens wat sangers is hierso en die dames. So 6 maande gelede toe sing ek en daar slaan my stem toe Heidi weg. Soos 'n tienerseun se stem wat breek. En dis die eerste keer in 6 maande wat ek weer gaan sing. Dis dis nie haar skuld nie, dis Pikkie se skuld. Ja, ek lang storie kort, ek was vir CT scans en behandelings en ons het gedog daar's weer nodules op wat moet afgesny word en daar's niks, ons weet nou nog nie wat die oorsaak is nie. CT scans het niks gewys nie. So as daar dalk iets gebeur vandag, dan is dit nou maar so. Mag die Here vir die seën, ek het ietsie maklik gekies. Ek sê nou, die Fürstenbergies kan nie langs my kom staan en dit maklik harmonise, maar ek sal hulle nie op die spot sit nie, maar ek weet hulle kan. Dankie julle. Since I started for the kingdom, since my life He controls, since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every need He is supplying, plenteous grace He bestows. Every day my ways gets brighter, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows.
Goeiemôre broers en susters. As julle oké? Reg, 100%. Nee, dan is dit so, dan is dit goed. Ek wil net nog 'n skrif hier lees en vir julle lees. Ek het nou in my opgewondenheid die ouderling die verkeerde teks gegee. Dit is seker maar toekomstige boodskap. Is nie Johannes 5 nie, maar is Matteus 5. Ons gaan voort met ons tema en ons praat van lig en sout. Ek moet net die klikker hier kry. OK, ons praat van lig en sout. Dis waar ons van praat. So ek laat my toe om die teksvers te lees. Ek het mos 'n bietjie afgesny, maar dis OK. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons kan weet, dit maak nie saak wie ons is nie. Wat ons agtergrond mag wees, waarvan ons kom, maar wat ons wel weet, omdat Johannes 3 vers 16 dit baie mooi verduidelik en verklaar, is dat U elkeen van ons besonder liefhet. Ongeag wat in hierdie week en in ons lewe met ons gebeur het, weet ons dat die Here is vir ons oneindig lief en dat hy sy seun as 'n bewys gestuur het, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy die potensiaal in elkeen van ons gesien het, en dit is hoekom hy sy lewe neergelê het. En dankie dat ons vandag kan weet dat in die Here se ruim hart daar 'n spesiale plek vir elkeen van ons as U kinders is. En soos ons vanoggend weer vergader om te luister na U woord, Here, moet ons weet dat omdat daar 'n spesiale plek vir U vir ons is in die hart, is daar ook 'n spesiale taak vir elkeen van ons. En ons, wanneer ons die aanneem, word ons inderdaad die sout van die aarde en ook die lig van die wêreld. Vir diegene wat miskien nog nie daardie besluit geneem het nie, bid ek dat die Heilige Gees deurlopend hulle harte sal aanraak en dat hulle sal besef dat hulle was gebore met 'n doel om U en ander bekend te stel en om 'n lig vir die wêreld te wees. Seën ons as ons nou die woord open en 'n paar gedagtes ruil, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou my vrou het my vanoggend herinner, ek het nou vir die 3de keer beloof, ek gaan vir julle skyfies van Sint Helena Eiland wys. Nou ek is nou nie, ek wil myself nou nie 'n leenaar vir myself maak nie, maar ek het 'n goeie verskoning, ek het nou vir Joey vanoggend die ouderling gesê, ek kan dit eintlik nie in 5 minute doen nie, ek gaan nie regverdig wees aan Sint Helena Eiland nie, so wat ek wel sal doen, en eers in die toekoms, in die jaar, eers daar onder in die jaar miskien, sal ek terugkom. Ek weet Pakkie gaan nie nou daarmee saamstem nie. Sal ek terugkom, dan sal ek 'n volle Sabbatskoolprogram vat en dan sal ek vir julle aanbieding doen, 'n sending aanbieding oor Sint Helena Eiland, sy mense, die kultuur, alles wat die projekte wat daar aan die gang is, en dis 'n ongelooflike plek om te besoek. Daar's eintlik baie Afrikaans sprekende mense wat ook daar bly. En in my eerste jaar het ek eintlik 'n Kersdiens in Afrikaans gehou. En daar's mense toe Basil Reed die lughawe gebou het op die eiland, en daar baie van Afrikaanse mense daar gewerk en hulle het agtergebly daar, en as heelwat van hulle daar ook op die eiland. So ek beloof ek sal eers daardie aanbieding vir julle kom doen. Die boodskap van Johannes 5 of Matteus 5 vers 13 tot 16 is eintlik baie elementêr as 'n mens kyk daarna. En ek gaan nie met julle nuwe dieptes in en ontdekkings met julle deel nie,
Maar vir my die eenvoud van hierdie boodskap is so belangrik en daar's soveel deurslaggewende beginsels wat hierin is en dit is waarom ons hier is. Ons is eintlik die sout van die aarde en ons is eintlik die lig van die wêreld en ek voel dat as 'n kerk het ons miskien die waarheid dat ons verklaar oorbeklemtoon op 'n verkeerde manier. Miskien het ons nie so sout altyd gewerk nie en ons het nie soos lig te werke gegaan nie, maar die Here gee hierdie twee metafore en as jy kyk en jy sit stil en jy dink aan hierdie twee metafore, wil die Here eintlik hê dit is hoe ons te werke moet gaan. Nog voor ons praat, moet ons al reeds geur gegee het in mense se lewe. Moet ons vars wees soos sout, moet ons rein wees, moet ons 'n lig wees. Sodat wanneer mense na ons kyk, dan weet hulle wanneer ons praat dat die boodskap wat kom inderdaad van God. En so hierdie boodskap is baie belangrik en dit is wat God gesê het, ons is die sout van die aarde en die lig van die wêreld. Nou ons het heelwat agtergrond verlede week gekry van hoe Christus die mense volgens die koning van die eeue teen die berggang opgeneem het en hoe hy dan die saligsprekinge met hulle gedeel het en ons het gesê dat die saligsprekinge is eintlik die grondslag vir die sout in die aarde. Die elemente, die karaktereienskappe van die Christen is daar deurgegee aan Christus, nederigheid, eenvoud. Wanneer ons lei, al hierdie dinge moet deel wees van ons karakter om effektief as sout op te tree en ook as 'n lig te wees vir die wêreld. En die koning van die eeue gee verdere agtergrond. Dit sê terwyl Jesus die mense geleer het hy sy lesse interessant gemaak deur illustrasies uit die natuur te gebruik. Jesus was baie plat op die aarde, eenvoudig en dit is die pragtige ding. Almal kon verstaan die werk van sout en die werk van lig. Die mense het bymekaar gekom en Jesus het hulle die berg opgelei terwyl dit nog oggend was. Die glorieryke son het op sy liefdesmissie al hoër en hoër in die blou lug geklim en die skaduwees begin wegjaag. Die sonlig het die land met sy pragt oorstroom, die kalm oppervlak van die meer het die goue lig weerkaats en die rooskleurige wolke van die oggend weerspieël. Elke knop, elke blom het geglinster met die doudruppels. Die natuur het geglimlag onder die seën van 'n nuwe dag en die voëls het soet tussen die bome gesing. In die helder lig van die oggend het die dorpe en dorpies in die omliggende heuwels duidelik uitgestaan en 'n aantreklike kenmerk was daar aan elke toneel. Die verlosser het na die geselskap voor hom en na die opkomende son gekyk en vir sy disippels gesê, julle is die lig van die wêreld. En Jesus het verder gesê, 'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En hy het bygevoeg, 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Jy sien, sout en lig gaan eintlik alles oor invloed. Die sout kan slegs effektief wees wanneer dit met die kos meng. En ons het gesê verlede week dat baie keer het ons te eksklusief geword. Ons wil mense bereik, maar ons ken nie hulle behoeftes nie. En ek het julle vertel van Boyd Dubs in die Standard Bar. En dit is wat ons moet doen, ons moet meng, ons moet weet waar mense is. Sout werk in die geheim, jy kan dit nie sien werk nie. Maar lig weer aan die ander kant kan gesien word, dis openlik, dis sigbaar. Sout is subtiel, as ek dit so kan stel, maar lig is voor die hand liggend. En soos ons met mense meng, gee ons smaak en lig aan die samelewing. Nou van een ding was die Jode baie seker, geen mens het sy eie lig aangesteek nie. Jerusalem was inderdaad beskou as 'n lig vir die heidene. En hulle het geglo dat God het Israel se lamp aangesteek.
En so die lig waarmee die nasie of die man van God geskyn het, was eintlik 'n geleende lig. Jesus verwag nie ons moet ons eie lig produseer nie. Ons moet skyn met die weerkaatsing van sy lig. Hy is die oorspronklike lig. Die straling wat van die Christen kom is direk van Christus. Ons praat baie keer, is dit nie so nie van 'n stralende bruid. Ek moet nou môre bruid weer en 'n paar keer daar weer gaan vasmaak. Ek het die man gesê ek bring stainless steel kettinge vir hom môre saam om vas te maak. En ek het al reeds toe ek met hulle ontmoet in die week het ek gesien die bruid sy blom, sy straal. En daardie straling kom uit 'n hart wat gebore is van liefde vir daardie man. Is dit nie so nie? Wanneer ons straal, wanneer ons ligte skyn, is dit die verhouding wat ons met God het. Johannes 9 vers 15 sê Jesus, solank ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. En toe Jesus sy volgelinge beveel het om die ligte van die wêreld te wees, het hy niks minder geëis as dat hulle self soos hy moet wees. Nou, Jesus is baie, hy weet presies wat hy doen, en toe hy hierdie woorde gespreek het, het hy 'n uitdrukking gebruik wat die Jode redelik bekend mee was. Behalwe dat hulle gesê het, Jerusalem is 'n lig vir die heidene, is 'n bekende rabbi, 'n leermeester, dikwels verwys na as 'n lamp van Israel. Jy moet ook in gedagte hou dat die huis in Palestina was donker, met slegs een klein sirkel venstertjie. Die lamp is dan op 'n lampstaander met olie geplaas, met die lont wat daarin gedryf het. En u weet waarvan ek praat. Gewoonlik het die lamp op die lampstaander gestaan, maar wanneer mense uitgegaan het, het hulle dan die lamp vir veiligheidsonhalwe afgehaal en onder 'n staander geplak. Of dat die Bybel sê 'n maatemmer gesit, sodat dit sonder risiko kon voortbrand totdat hulle teruggekeer het. Die Here teachings sê vir ons, né? Jesus is the lighthouse. Is dit nie pragtig? En so die primêre doel van die lig was om deur almal in die huis gesien te word. Ons het gehoor, ons is die sout van die aarde. Die Griekse woord gahi means ons gemeenskap. Maar wanneer ons praat van lig, sê die Bybel, ons is die lig van die wêreld. Oral waar ons gaan, buite ons onmiddellike konteks, bly ons die lig van die wêreld, dis waar ons moet skyn. Jy is die lig van die wêreld. Ons is koöperatief as die kerk die lig van die wêreld, maar een van ons is die lig van die wêreld. Ek wil jy moet wel let, die Jesus sê vir hulle, julle is die lig van die wêreld. Hy sê nie, julle is 'n liggie. Daar's 'n verskil. Julle sê 'n liggie, julle is die lig. Ons is die lig van die wêreld. Al lig. Niemand anders as ons nie. Ons is die enigste lig en Christus is afhanklik van ons om hierdie lig uit te dra. Jesus sê nie ons is die lig van die kerk nie. Let wel. Daar's van ons wat in die kerk wil skyn. Ons probeer mense regstel, ons probeer ons laat mense te beïndruk met ons goeie dade. Nee, is die verkeerde plek. Jy is die lig van die wêreld. Die Christen moet sigbaar wees binne die kerk, maar die wêreld is sy primêre teken. Nou, die woord laat. As jy na hierdie woord kyk, laat julle ligte skyn in die Grieks. Die Grieks sê dit in die imperative. Imperative beteken eintlik, dis 'n gebiedende gebod, is soos wanneer 'n kaptein vir sy soldate 'n opdrag gee, dan verwag hy hulle moet dit uitvoer. Dis nie 'n keuse nie, dis nie 'n opsie nie. Dis 'n opdrag. So die Here sê, julle laat julle ligte skyn. Dis 'n opdrag wat Christus aan ons gee. Ons moet ons ligte laat skyn. Ons Christendom moet sigbaar wees in die manier waarop ons 'n winkelassistent oor die toonbank behandel.
Ek staan in die apteek laat gistermiddag en nou ek is maar nou 'n tyd in die platteland gewees. Jy moet weet in St. Helena's platteland, baie platteland. Maar nie dat dit vir nie dat die naam en die feit dat hulle onder Engeland val, julle mislei nie, hulle is platteland. Dis maar net ek sê vir hulle julle is plaas international plaas Zappies. Nou vra hulle wat beteken dit? Ek sê nee, is 'n goeie ding, moenie worry nie. Nou staan ek in die apteek, ek kry gou iets vir my en nou het hulle die stelsel waar jy eers 'n kaartjie moet kry, dan moet jy nou in die wyn wag, roep hulle jou kaartjie, waar help hulle jou. Nou ek is salig onbewus van die reëling en ek gaan sit op die bank en ek sien die mense wat voor my gehelp en ek staan toe op, ek kom toe agter, ek moet nou maar die reëls hier volg. En ek druk die kaartjie en hier staan voor my 'n jong man en hy sien nou my dilemma en hy sê nee, gee jou kaartjie vir my en hy gee vir my, ek is 267, hy sê gee vir my, ek is 268 en hy sê vat 267 en gaan jy voor my in die lyn en ek help hom. Hulle help my en ons kom hier voor nou by ek kom betaal nou vir alles en hy staan ook in die lyn, maar hy is nou besig om iets te soek en daar sê ek, en hy sê nee, gaan maar en daar sê ek, ja, ek al weer voor jou. En ek sê ja en ek gesels met hom so bietjie en hy sê jy ken my seker nie meer nie, maar jy het op 'n slag het ons sosiale media opleiding vir jou gegee en ek kom toe agter die man is Adventis en hy bly daar by Helderberg op die kampus. En ek dink by myself wat 'n wonderlike manier vir hom om sy lig te laat skyn. Hier is so 'n eenvoudige ding wat hy gedoen het. Ja, ons moet ons lig te laat skyn op die manier waarop ons 'n maaltyd in 'n restaurant bestel. Ek gaan nie praat oor wat jy bestel, ek sê net die manier wat jy bestel. Ons moet ons lig te laat skyn in die manier waar ons werknemers behandel en ons werkgewers bedien. Hoe doen ons werk? Ons moet ons lig laat skyn in die manier waarop ons 'n speletjie speel of 'n motor bestuur in druk verkeer. Dit kan 'n uitdaging soms word. Ons moet ons lig laat skyn in die daaglikse taal wat ons elke dag gebruik. 'n Christen moet net soveel 'n Christen wees in die fabriek, die werkswinkel, die skoolkamer, die spreekkamer en in die breë samelewing. Nou, laat my net toe om net so 'n paar ligte te praat, soveel ligte en het gekyk na soveel ligte wat as 'n mens in 'n voorbeeld kan gebruik, maar Eskom het met load shedding het hulle die kersse teruggebring. Is dit nie so nie? Hulle het die kers. En wanneer daar buurtkrag is, wanneer buurtkrag intree, dan laat dit ons soms in algehele duisternis. Is dit nie so nie? Ons word onkan gevang. En aanvanklik voel dit oorweldigend, want daar's geen lig nie. Daar's geen rigting nie, totdat iemand 'n kers of 'n lamp aansteek. Ek gebruik maar 'n kers of 'n lamp, want jy weet, ons gebruik nou al die fancy ligte. Maar daardie klein vlammetjie illumineer nie die duisternis heeltemal nie. Maar dit bring helderheid, dit bring warmte, en dit bring so 'n bietjie hoop. Is dit nie so nie? En ek glo dat as Christene moet ons lewens soos daardie kers wees, dit moet 'n sagte, bestendige gloed produseer. Die kers is nie verblindend nie. En so broers en susters, ons klein dade van vriendelikheid, jou SMS, jou woorde van bemoediging, mag onbeduidend lyk, maar dit kan 'n lig in iemand se donker wêreld bring. Soos daardie kers moet ons werke bestendig, ononderbroke en betroubaar wees. En ons moet konsekwent wees in ons toewyding aan God, sodat ons lig onwankelbaar is. Die ruk en stoot Christendom werk uit. Maar as eendag so is en ons blameer hormone en baie ander goed, maar ons moet bestendig wees. Voorspelbaar, as ek dit so kan noem. Die gloed van die kerslig is sag. Dit soek nie applous of aandag nie. Soms gaan dit nie oor die geskree en die arrogansie nie, maar oor nederige diens wat stilweg gedoen word en waardeur Christus kan skyn.
Die teks sê dan verder, waarom hierdie lig plaas? Waar dit gesien kan word, hoog, sodat dit die kamer kan verlig. En ek glo dat ons as God se kinders moet ons doelbewus posisioneer waar ons kan uitblink en skitter waar ons eintlik die nodigste is. Vinnig, solar ligte, is dit die regte woord? Ek weet nie, ek gebruik maar die Engels, solar lights. Nou wat doen 'n solar lig? Hy maak staat op die son se energie, wat konstant en universeel beskikbaar is. Nou Jesus sê in Johannes 8 vers 12, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal nie in duisternis wandel nie, maar hy sal die lig van die lewe hê. So waar sit ons solar lights? Waar sit ons dit? Ons sit dit altyd waar dit maksimum son kan ontvang, is dit nie so nie? En wanneer die donkerte inkom, dan gaan hulle aan. En so glo ek, ons moet ons altyd verbind met die son, met die seën, van waar ons invloed en ons krag vanaf kom. En ek weet dat met behulp van die Heilige Gees wat in ons woon, sal ons in die donkerste uur aankom en ons sal ons 'n lig in mense se lewens kan wees. Daar's nog 'n tipe lig, die reflectors, of wat hulle noem die cat eyes. Nou, hierdie tipe lig is weer 'n ander tipe lig. Hierdie lig is wat ek noem 'n leidende lig. Die lig produseer nie sy eie liggie, maar hy weerkaats en hy versterk bestaande lig, primêr hoofligte of kopligte van karre. En daar's baie mense in hierdie wêreld wat nie die morele krag het en moed het om op hulle eie standpunt in te neem nie. Maar as iemand aan hulle leiding gee, dan sal hulle volg. As hulle iemand het wat sterk genoeg is om op wie hulle kan leun, sal hulle die regte ding doen. En dit is die Christense punt, ons moet standpunt inneem om leiding te gee, wat diegene wat minder moed het, wat hulle kan volg. Soms in die werksplek, soms in die gemeenskap, soms in die kerk. Die wêreld, mense, het leidende lig nodig. Wat sê die lied wat ons gaan sing? Hou die kleiner liggies helder, laat hulle skyn oor land en see, want miskien kan jy 'n drenkeling daarmee hulp en redding gee. Nou die agtergrond van hierdie lied is baie interessant. En die agtergrond is soos volg dat in 1871 het Philip Bliss hierdie lied geskryf nadat hy na evangelis Dwight Moody, nadat hy hom hoor preek het en hy die storie eintlik vertel, en dit is die storie. Hy vertel van 'n skip, het probeer om Cleveland hawe binne te gaan op 'n stormagtige donker nag. En die kaptein kon nie die kaptein kon net die hooflig, die lighuis sien, maar nie die onderste ligte by die hawe se ingang nie. En sonder hierdie leidende ligte het die loods, of liewer die kaptein van die skip, die kanaal gemis en die skip het op die rotse beland. En vele lewens was verloor. En Moody se punt in sy preek was dat God is eintlik die hooflig. Hy is die hoofvuurtoring, want hy gee verlossing. Maar hy sê dat Christene, ons as Christene, ons is verantwoordelik, ons is eintlik die onderste ligte, en ons dade van geloof, ons werke, moet ons aan die brand hou, om ander te help, om deur die storms van die lewe veilig in die hawe te kom. En diep aangeraak deur hierdie storie het hy gegaan, en hy het die musiek vir dit geskryf. En die volgende aand was dit vir die eerste keer by 'n herlewingsdiens gesing. Helder skyn Gods groot genade uit die Hemelsvaderland, maar hy gee aan ons die opsig oor die liggies aan die strand. Laaste lig, waarskuwingsligte, lighuise. As ons soms by padwerke kom, is daar waarskuwingsligte, is dit nie so nie?
Die waarskuwingsligte is dikwels 'n waarskuwing dat ons moet stop binnekort, want daar lê gevaar voor. En soms is dit ons plig as Christene om 'n waarskuwing aan ons medemens te bring. Dit is dikwels moeilik en dit is dikwels moeilik om op 'n manier met mense te praat wat ons nie meer skade kan aanrig nie. Maar 'n onderwyser met die naam van Florence Ellis Horn, sy was 'n beroemde onderwyseres en skoolhoof. En sy het nooit 'n geleentheid laat verbygaan om haar studente te bestraf nie. Sy het dit gedoen met 'n arm om hulle. As ons waarskuwings nie in woede, nie in irritasie, nie in kritiek, nie in veroordeling, nie in begeerte om seer te maak nie, maar in liefde gee, sal daardie waarskuwing effektief wees. En ons is geroep om sommige van hierdie ligte wees. Die kerslig wat gesien kan word, die soorlig wat op die regte tyd aangaan, die reflektes wat mense lei op die regte manier en die waarskuwingslig wat mense waarsku van dreigende gevaar. Ek sluit af met vers 16. Laat, wat sê die teks? Julle lig so voor die mense skyn. Daar is die woord weer laat, imperative, gebiedend, opdrag. Wat is die doel van die lig wat skyn? Sodat die Vader verheerlik kan word. Jou lig, is nie jou lig, daar's niks van ons wat goed is. Die Bybel sê ewen selfs ons geregtigheid soos vuillappe. Ons kan nie roem nie, sê Paulus. So ons goeie werke moet God verheerlik. Ek het daar op die eiland van Sint Helena, ek speel golf en ek het gekyk na die ons klaar, daar is 'n driving range en toe ek begin, ek het alles gekry wat nodig is en ek het 'n projek begin en hopelik in die volgende maand sal die driving range nou klaar wees en is goeie werke. En hoekom doen ek dit? Om God te verheerlik. In alle nederigheid. Skyn so dat mense julle goeie werke kan sien en dat hy verheerlik moet word. Nou ek vra vir u vandag, ons is die lig, ons is die hoof. Moet ons nie 'n leidende rol speel waar ons werk nie? Moet ons nie kenners wees op gebiede, gee die Here nie vir ons lig as sy volkie? Gee nie vir ons die waarheid nie, moet ons nie uitstaan waar ons ook beweeg, moet mense nie na ons toe kom, en hulle keer se kom aansteek by die lig wat ons het, en vra vir hulp en so aan nie. Ons werke glo ek moet uitstaande wees. Alles wat ons doen as God se kinders moet uitstaande wees. Ek het lankal met die Here ophou tweedehands begin praat. As ek 'n kar koop, sê ek, Here, ek wil 'n nuwe kar hê. Ek praat nie met die Here tweedehands nie. Dit is geen as 'n goeie ding wat tweedehands is nie, maar ek is die kind van die Here en ek glo dat die Here wil vir ons die beste gee. Ons is die lig. Ellen White sê, highest than the highest thought is God's ideal for his children. Noag se goeie werke het sy familie en diere gered. David het Israel van Goliat gered en sy latere oorwinnings het God se krag geprys. Daniël se goeie werk het integriteit gehandhaaf, God se krag getoon en die koning gehelp om die ware God te erken. Ja, die barmhartige Samaritaanse goeie werk het medelee getoon. En sy optrede het God se liefde op praktiese maniere verheerlik. Die vroeë kerk se goeie werke het hulle besittings gedeel en hulle het vir die behoeftiges gesorg. En dit het gelei dat baie bekeer het en die kerk het uitgebrei. En God se krag en waarheid was daardie verheerlik. Sal jy vandag die uitdaging aanvaar? En net miskien net dink daaroor om werklik waar die sout van die aarde te wees en die lig van die wêreld. Ek gaan nou weer 'n video vir julle speel en terwyl daardie video speel, ons gaan die slotgesang sing, wil ek hê julle moet ten minste 2 mense identifiseer
wat julle dink julle kan beïnvloed. En ek glo dat wanneer ons funksioneer as lig en sout, dan hoef ons nie pogings te hou in ons kerke nie. Wanneer ons mense positief beïnvloed en wanneer ons uitreik met hulp, en ek het gister by Panorama Kliniek, het ek van die eilanders besoek wat kom vir medies, en ek besef die mense praat en hulle is haweloos, hulle is mismoedig, want hulle kry geen ondersteuning, en ek het gister aan die ouderling van die kerk gekontak, en ek het vir haar gesê dat sy moet deur die gesondheidsbediening met sy reël, dat want voor die mense die eiland verlaat, dat hulle moet weet dat hulle ondersteuning in Suid-Afrika sal kry, en ek is bereid om daardie ondersteuning aan hulle te bied. Miskien wil julle as 'n kerk ook inval by iets soos dit, en daar's mense wat kom hier wat 'n maand, 2 maande in die hospitaal sit, hulle kom baie keer met wat hulle noem 'n care, en hulle niemand, daai mense sit net daar, is niemand om hulle te ondersteun, om hulle rond te neem, net met hulle te gesels of hulle aan te moedig nie. En daar's soveel maniere wat ons vir die Here kan skyn. Sal julle dit oorweeg vandag, om inderdaad weer die sout van die aarde te word, en die lig van die wêreld. En ek glo, en ek kan julle waarborg, dat aan die einde van hierdie jaar sal daar mense by hierdie kerk gevoeg word. Kom ons kyk na daardie. Kies julle. Anders skyn Gods groot genade in die hemels vaderland, maar hy gee aan ons die opsig, oor die lig die zons die straal, oor die kleine lichtgestalten, laat ons skyn oor land en see, want miskien kan jy Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir die groot liefde. Vergewe ons waar ons nie verlede, waar ons lampe en ons kerse, Here, ons ligte miskien nie so helder gebrand het nie. Vader, daar's skrikwekkend om te dink dat daar vele verlore sal gaan, omdat ons nie ons ligte laat skyn het nie. Help ons om getrou te bly.
Help ons om ons seëninge te tel. Help ons om U in ons lewe in te nooi en dat ons so sal lewe, Here, dat sonder dat ons sal praat, dat ons mense nader aan U sal trek. Binnekort gaan Jesus kom. Die grootste skouspel wat hierdie aarde sal sien is wanneer hy op die wolke van die hemel sal verskyn in al die heerlikheid. O, dit gaan wonderlik wees wanneer ons daar op die see van glas loop en mense kom na ons en sê dankie. Dankie dat jy jou lig laat skyn het. Dankie dat jy die sout van die aarde was. Dankie dat jy my aangemoedig het. Dit is deur jou dat ek vandag hier is. Daar sal trane wees, maar dit sal trane van blydskap wees. Vader, hou ons getrou. Sien hierdie kerk. Sien elke gesin, elke mens. En mag ons na in die lewe is ons gebed.